Goeiedag, en baie welkom by nog 'n digitale diens. Ek wil jou graag nooi na ons Kersliedere by Kerslig aand, die 21ste Desember, om 6:00 die aand. Ons gaan net by mekaar kom, hier by die kerk, daar gaan worselletjies en pannekoek en koeldrank te koop wees. Ons gaan so 'n piknik atmosfeer hê, ons gaan buite op die gras staan, ons gaan 'n lekker orkes hê en ons gaan net Kersliedere sing. Bring jou familie, bring die mense by die vakansie by jou kuier, kom almal saam en dan sing ons Kersliedere by Kerslig. Dit is 'n Sondag aand, die 21ste Desember. Die ander ding is Maandag aand, 6:30, bid ons by die poorte van ons dorp vir die mense wat inkom in ons dorp in die vakansietyd. Ons bid vir hulle veiligheid op die paaie, ons bid dat hulle die Here hierso sal beleef. Kom bid saam met ons. Ons bid op 2 plekke, 6:30 Maandag aand. Die een plek is by die Engine Garage, daar van die Kaapse kant af inkom, en die ander plek is daar by Salt and Copper in Hartenbos, waar ons weer van daai kant af inkom. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons u woord kan verkondig. O Heilige Gees, salf my lippe en help vir my, Here, om u woord suiwer oor te bring. Dankie, Here, vir u genade in Jesus se naam. Amen. So, ek wil graag iets met jou deel. Verlede Maandag het ek ingegaan vir 'n operasie. Dit was 'n operasie in my kakebeen. Dit was 'n beenoorplanting, of soos wat hulle dit in Engels noem, 'n bone regeneration. En dit is nou nie regtig iets nie, jy weet, maar ek ken nie operasies nie. Dit is maar die tweede operasie wat ek in my lewe het. En ewe skielik het hierdie ding gemaak dat ek anders begin kyk het na die lewe. Dat ek anders begin kyk het na mense rondom my, dat ek anders begin kyk het na mense se pyn. Dat ek anders begin dink het oor Jesus se pyn wat nooit van hom af weggevat is nie. En die een aand lê ek in my bed en my kakebeen is seer, ek kan nie slaap nie. En ek weet nie wat om te bid nie. Want aan die een kant het die Here dit oor my hart gebring dat hierdie pyn eintlik vir my goed is en dat dit my help dat ek solidariteit met mense het wat pyn beleef en dat ek Jesus ten diepste beleef, want Jesus het baie pyn gehad. Sy pyn is nie weggevat nie en toe dink ek die pyn is eintlik goed vir my en wat moet ek nou bid en toe weet ek nie wat om te bid nie en toe vra ek vir die Here, o Heilige Gees, dat U vir my sal intree met versigtinge wat nie met woorde uitgespreek kan word nie. Een van die tekste wat die Here op my hart gelê het is Matteus 5 vers 4. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Ewe skielik treur ek oor mense se pyn, die wêreld se pyn en Jesus se pyn. En dit bring my by die Bybel gedeelte wat die Here op my hart gelê het. Ek kan nou sê ek het dit toevallig raak gelees of ek het dit gesien elders, maar ek wil kies om te sê dat die Here het vir my hierdie Bybelgedeelte gegee om hierdie ding vir my meer duidelik te maak. En dit is Matteus 9 vers 27 tot 31. Waar daar staan: Terwyl Jesus daarvandaan verder gaan, het 2 blindes hom gevolg. Hulle het aanhoudend geskreeu: Ontferm U toe oor ons, seun van Dawid. Jesus het in die huis ingegaan en die blindes het daar na hom toe gekom. Hy vra toe vir hulle: Glo julle dat ek dit kan doen? Ja, Here, antwoord hulle hom. Toe raak hy aan hulle oë en sê: Wat julle glo sal gebeur. Hulle kon toe sien, maar Jesus het hulle baie streng beveel: Hiervan moet niemand hoor nie. Maar toe hulle daar weg is, het hulle in daardie hele omgewing van hom vertel. Kom ons stap 'n bietjie deur hierdie teksgedeelte. Ek wil graag met jou deel wat die Here op my hart gelê het. So, die gedeelte begin met terwyl Jesus daarvandaan verder gaan, het 2 blindes hom gevolg. Er word nie eintlik gesê waarheen Jesus gaan nie en wat hy gedoen het nie. Die klem val eintlik daarop dat hierdie 2 blindes hom gevolg het. Met ander woorde, dat hierdie 2 blindes saam met Jesus gelewe het. Dat hulle agter hom aangeloop het.
dat hulle by hom was, dat hulle in sy omgewing was. Ek moet ook vir Jesus volg, ek moet ook agter hom aanloop, vir hom lief wees. Ek moet ook in sy omgewing wees. Is die eerste wat ek hierso uitraak lees, want Jesus ontferm hom altyd oor ons, maar ons sien dit nie altyd raak nie. Maar as ons saam met hom beweeg en hy beweeg saam met ons, dan verander die prentjie. Want Jesus wil by ons wees. Ons beweeg nou in die Kerstyd in. En in Matteus 1:23 staan daar: die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Dis wie God is. God by ons. Dis wie Jesus is. By ons. Hy wil by ons wees. Hy wil in ons midde wees. Hy wil saam met ons wees. Hy wil saam met ons loop. Hy wil hê ons moet saam met hom loop. Hy wil hê ons moet saam met hom lewe, maar hy wil ook saam met ons lewe. Dit bring my by 1 Johannes 4 vers 18 tot 19 waar daar staan 1 Johannes 4 vers 19. Ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. Ons is God se eerste liefde. Met ander woorde, voordat ek was wie ek nou is, het God my lief gehad. Voordat ek iets bereik het God my lief gehad. Voordat ek 'n pa was, voordat ek 'n eggenoot was, voordat ek 'n dominee was, voordat ek 'n werk gehad het, voordat ek enigiets gedoen het, God het my lief gehad. God het my lief omdat hy my wil lief hê. God het my nie lief as gevolg van my prestasies of die goed wat ek gedoen het of nie gedoen het nie. God het my lief. Dit is wie Jesus is. Ons is God se eerste liefde. Wat beteken dit? Henry Nouwen vertel 'n verhaal wat my gemaak het om hierdie mooi te verstaan. Hy was 'n professor by Yale Universiteit. Almal het na hom opgekyk, almal het hom genooi om te preek. Hy het baie boeke geskryf. Hy was baie bekend. En toe lei die Here hom na 'n huis vir gestremdes toe in Lage in Frankryk. En hy besluit toe maar hy wil daar gaan werk. En hulle gee toe vir hom 'n jong man. Sy naam is Adam. En hy moet na Adam kyk. Adam het 'n spraakgebrek gehad, hy kon nie regtig praat nie, hy kon nie hoor nie. Hy was blind. Hy kon ook nie regtig beweeg nie. Sy spiere het heeltyd saamgetrek en Henry sê dat hy moes in die oggende vir Adam wakker maak en dan moes hy hom bad, moet sy tande borsel, moet hom skeer, sy hare kam, hy moet vir hom klere aantrek en so aan. En hy sê hy het iets daar beleef. Adam weet nie wie is hy nie. Adam sal nooit een van sy boeke lees nie. Adam weet nie eers daar so iets soos die universiteit nie. Adam weet nie dat hy hierdie bekende professor is nie. Adam weet eintlik niks van hom nie. Adam is eintlik net lief vir hom omdat hy is wie hy is. Omdat hy hierdie man is wat in Adam se teenwoordigheid is, wat hom ontferm oor Adam. En toe verstaan hy wat dit beteken dat ons God se eerste liefde is. Want as God na ons kyk, dan kyk hy nie na al die prestasies nie. Hy kyk na ons as mens. En hy sien net dit. Die blinde mans wat saam met Jesus geloop het, wat hom gevolg het, hulle kom na hom toe en hulle skreeu toe vir hom. Roep uit na hom. Het jy dit al gedoen? Uit desperaatheid na Jesus uitgeroep, na hom geroep, geskree. Dit het met my gebeur. Waar ek eintlik op 'n punt gekom het waar ek so moedeloos geraak het, dat ek eintlik dieselfde ding oor en oor vra. Ek seker jy het ook al. Maar kyk wat vra hierdie twee blinde mans. Ek het in die lewe geleer dat vrae baie belangriker is as antwoorde. Want as ek die verkeerde vraag vra, sal ek nooit die regte antwoord kry nie. 'n Goeie voorbeeld daarvan is die matriekmeisie moet volgende jaar gaan studeer en sy vra vir die Here, waar moet ek gaan studeer? Pretoria of Bloemfontein? Sien jy, dis die verkeerde vraag. Die regte vraag is eintlik: Here, wat wil U hê moet ek doen? Waarheen wil U hê moet ek gaan? Kyk wat vra hierdie twee blinde mans vir Jesus. Hulle vra vir hom: ontferm U tog oor ons, seun van Dawid.
ontferm U tog oor ons, seun van Dawid. En dis hierdie sinnetjie of frase wat my getrigger het, wat my laat dink het, wat vra hulle? Wat beteken ontferm U tog oor ons? En hulle erken ook Jesus vir wie hy is, die seun van Dawid. Hulle erken vir Jesus as die Messias, die seun van God, wat gekom het om hom oor ons te ontferm. Dis alles net hy, dit gaan alles net oor hom. Kyk mooi wat vra hulle. Hulle vra nie vir Jesus om hulle te laat sien nie. Hulle vra nie wat hulle wil hê. Hulle vra vir ontferming. Hulle vra dat Jesus die Messias moet wees, dat hy God moet wees in hulle lewe. Hulle vra vir ontferming. Net 'n kort rukkie hierna. Hierdie is vers 27-28 en vers 36 van Matteus 9 staan die volgende woorde: Toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie. Hy het hulle innig jammer gekry. Hierdie innig jammer kry, die Griekse woord daarvoor is splangitsomai. Splangitsomai. En hierdie woord kom 12 keer in die Nuwe Testament voor. En hierdie woord beteken om iemand so jammer te kry dat jou ingewande draai, dat jou binnegoed begin bewe. Dit is wie Jesus is. Luister na die wat sê die Engelse woordeboek oor splangitsomai. Dit sê splangitsomai means to be moved with deep compassion, to feel something in your guts, or to be deeply stirred with mercy. In ancient Greek thinking, the splangna, the bowels or the inner organs, were considered the seat of deep emotions. Similar to how we say today, I feel it in my heart, or it hit me in the gut. Het is belangrik om te verstaan. Want ons moet verstaan, dis wie Jesus is. Dis wie God is. As hy na ons kyk, dan word hy met soveel deernis en ontferming gevul, die Engelse woord is compassion, dat sy binnegoed draai. Hy wil by ons wees, hy wil ons help, hy wil ons lewe met ons deel. Maar wat ons baie mooi moet verstaan is, dis wie Jesus is. Hy ontferm hom nie oor party mense en oor party mense nie. Hy ontferm hom oor alle mense. En ons oë is net nie altyd oop om dit raak te sien nie. Die twee blinde mans het dit gevra. Het gevra, Here, maak ons oë oop om U ontferming raak te sien. Ontferm U oor ons, seun van God. En toe vra Jesus vir hulle 'n baie goeie vraag. Dit het ek in die evangelies gesien. Jesus doen dit nogal baie. As iemand hom 'n vraag vra, dan antwoord hy dit met 'n vraag. Hy vra hulle toe: Glo julle dat ek dit kan doen? Glo julle dat ek dit kan doen? Wat kan doen? Want hulle vraag was: ontferm U oor ons, seun van Dawid nie? Glo julle dat ek julle kan genees nie? Glo julle dat ek vir julle ontferming kan gee? Ja, Here, antwoord hulle. En toe raak hy aan hulle oë. Toe raak hy hulle aan die eerste plek. En toe sê hy vir hulle, wat julle glo sal gebeur. Wat het hulle geglo? Wat moet hulle glo? Dat hulle oor God ontferm sal word. Kyk, die ding is, wat beteken dit as jy glo? Beteken dit dan dat God sal help? Ja. Beteken dit dat hy altyd gaan genees? Nee. Want ek het al baie mense teëgekom, jy ook, wat genees is en nie God se ontferming in daai genesing gesien het nie. En dan het ek al mense gesien wat nie genees is nie en baie duidelik God se ontferming in dit gesien het. God se ontferming hang nie saam met genesing en nie genesing nie. Die sukses van jou gebed hang nie saam met of jy genees is of nie genees is nie. Dit gaan oor God se ontferming in jou lewe. Dit gaan altyd oor God, dit gaan altyd oor Jesus. Dit gaan nooit oor my nie. Sodra dit oor my gaan, is dit 'n probleem. Psalm 23 sê dit so mooi. Hy lei my op die regte paai tot die eer van sy naam. Dit gaan altyd oor God se eer, nie oor my naam nie. Ek kan onthou toe ek 'n jong mannetjie was in my eerste gemeenteraad van 'n Bylpark. Toe het ons so 'n jong volwasse groep gehad en een van die ouetjies in die groep se pa was baie siek. Ons het baie saam vir hom gebid. Ons was 'n regte groepie, lief vir mekaar. En sy pa sterf toe. En by die begrafnis gaan ek na hom toe. En ek vra vir hom, vriend, ek is so jammer dat God nie ons gebede verhoor het nie. En hy kyk my so aan en hy sê vir my, nee Henry, hoe bedoel jy nou? God het ons gebede verhoor. My pa is dan nou heeltemal gesond. Dit het my diep geraak. Want sien jy, hy het op daai stadium God se ontferming baie beter verstaan as wat ek dit verstaan. Genesing lê nie
in ons fisiese toestand. Die genesing lê by wie Jesus is. Ek het 'n boek, die boek se titel is 99% of caring is showing up. Maar ek wonder of die boek se titel nie verkeerd is nie. Ek wonder nie of die titel eerder moet wees 100% of caring is showing up. So glo julle dat ek dit kan doen? Glo ek dat Jesus hom oor my sal ontferm? Ja, sal ek dadelik sê. Ja, sal ek dadelik sê. Maar as ek mooi gaan dink, dan besef ek het nie regtig mooi verstaan wat beteken hierdie ontferming nie, want hierdie ontferming nie beteken nie Jesus gaan net my pyn wegvat, Jesus gaan my nou net genees nie. Hierdie ontferming gaan beteken dat Jesus kom saam met my en hy stap saam met my die pad en hy wys vir my waar hy hom oor my ontferm, want hy gaan hom anyway oor my ontferm, want dit is wie Jesus is. In sy diepste wese. Dit is wie Jesus is. Glo julle dat dit sal gebeur? Vra hy vir hulle. Hulle glo dit. Jesus toon solidariteit met ons. Hy is saam met ons in ons pyn. Hy wil saam met ons lewe. Dit beteken nie, hy gaan nou net alles wegvat nie. Wat ons plan nie. Dit beteken, hy gaan saam met ons. In ons moeilikheid kom hy beweeg saam met ons, hy is in ons, in 'n intieme verhouding. Kyk hierdie prentjie van perigorese. Perigorese is 'n Griekse woord wat beteken die dans van God. Die Vader, Seun en Heilige Gees is in hierdie perfekte harmonieuse dans met mekaar. Daar's vrede, liefde, perfekte harmonie tussen hulle. En perigorese beteken dat God my intrek en my deel maak van sy dans, deel maak van die intimiteit van God. En dit is wat ontferming beteken. Jesus sê vir ons in Lukas 6 vers 36, wees julle barmhartig, soos julle Vader barmhartig is. God verwag van ons om dieselfde medelee, barmhartigheid met ons medemens te deel. Want barmhartigheid in die Ou Testament kom van die Vader af. Die Griekse woord, die Hebreëse woord, die Ou Testament in Hebreëus geskryf is rachamim. En dit beteken dat God in sy baarmoeder ontferming voel vir ons. God word as 'n vrou beskryf. Op 'n ander plek word God beskryf as Jerusalem, Jerusalem, julle is verlore. Hoeveel keer wou ek julle nie bymekaar maak soos hy hen haar kykens onder haar vlerke bymekaar maak nie. God se moederlike instink om te ontferm, om nader te bring. So baie word nie genees nie. Maar as ons God se ontferming sien, dan word ons almal genees. Want die ware genesing wat Jesus vir hierdie twee blinde mans wou gee, was nie net om fisies te kan sien, is om geestelik te kan sien, om God geestelik te kan sien, waar hy hom oral oor ons en oor die wêreld ontferm. Wees versigtig. Die bewys dat God ons liefhet, is nie dat hy al ons genees en al ons probleme wegvat nie. Die bewys dat hy ons liefhet is dat sy binnegoed bewe, omdat hy so lief is vir ons en so by ons betrokke wil wees. Dit was uit Jesus se ontferming dat die genesing gekom het en nie andersom nie. God se liefde bewys hy nie aan ons deur ons pyn weg te vat nie, maar om in die eerste plek ons pyn met ons te kom deel en ons oë oop te maak vir waar hy hom reeds oor ons ontferm en waar hy reeds ons pyn met ons kom deel. Uit goddelike solidariteit kom nuwe lewe. En God se krag lê in dit. Daarom wou hy nie gehad het hulle moet vir enigiemand gaan vertel nie, want Jesus wou nie gehad het hulle moet in hom glo oor sy genesingskrag van dat die blindes sou kon sien nie. Jesus wou gehad het die mense moet sien dat hy gekom het om hom oor die wêreld te ontferm, om die wêreld te kom bevry en om saam in die wêreld te kom stap. Dit is wat Jesus wou gehad het die mense moet weet en dit is wat hy vir die wêreld wou kom wys het. Nie dat hy die blindes laat sien het nie, maar dat hy geestelike blindheid genees, sodat ons kan sien waar Jesus ons reeds oor ons ontferm en oor die wêreld ontferm. Kom ons bid saam. Jesus, dankie dat U oor ons ontferm. Jesus, kom wys vir ons duidelik. Kom maak ons oë oop sodat ons kan sien waar U oor ons ontferm. Amen.